Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Dankie dat jy moeite maak met God se dinge. Dankie dat jy 'n honger het na God se woord. Mag jy vandag gevul word. Mag jou dors geles word en jou honger gestil word. En mag jy vandag op 'n spesiale manier vir God hoor. Dis jy's God wat jou nou hier kom groet en vir jou sê, goeiedag, hier is vir jou genoeg genade en oorvloedige vrede. Ons is in lydenstyd en net so tussen hakies, lydingstyd is met 'n lang y. Ons het verlede week het verkeerd gekry op ons elektroniese bord, om dit met 'n E en I te skryf. Lydingstyd is die 7 weke voor Paasfees, waar ons Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood uit weer kom herbesoek, kom herdenk. Ons stap as te ware weer saam met Jesus se laaste paar dae. Wel, met die eerste ene Lydenssondag verlede week was ons in die woestyn, toe Jesus daar deur die duiwel versoek is. Vandag skuif ons na die laaste paar dae voor Jesus aan die kruis gesterf het, en gaan ons na die bokkamer, waar Jesus vir die laaste maal saam met sy disippels die Pasga vier. Dis hier waar Jesus ook die nagmaal kom instel, sodat ons vandag ook nagmaal kan vier. Ons gaan vandag nagmaal vier, so nou na so stil raak, gaan kry vir jou 'n stukkie brood en ietsie om te drink. Die Vader het dit op my hart gesit om in die volgende paar Sondae so in Jesus se voetspore te stap. Ons gaan volgende Sondag saam met Jesus na die tuin van Getsemane. Jesus het daar verskriklik swaar gekry. En voor sy Vader gaan kniel, wel uit later met sy kop in die grond gelê en gevra of daar nie dalk 'n plan B was nie. So dit was so 'n verskriklike tyd vir Jesus. Nie net omdat hy geweet het wat voor lê nie, maar ook die las wat hy moes dra vir die hele mensdom se sondes. Maar asof hierdie bloedsweet nie swaar genoeg is nie, verslaap sy beste 3 vriende daar waar hulle eintlik moes kyk en hom veilig hou en sorg dat niks met Jesus gebeur nie. Daar raak hulle in slaap. Al sy disippels raak later aan die hol en verloon hom. En die ergste van alles is toe 'n volgeling van hom verraai met iets wat 'n vriend eintlik doen, met 'n soen. Verslaap, verloon, verraai. Dis die 4de Lydenssondag se tema. Nou vandat Jesus in die tuin dan gevange geneem is, deur 'n swaar beleerde weermag wat Jesus eintlik so snaakse vind het, want hy is maar net 'n gewone mens, word Jesus geneem vir sy hofsaak. Sommer nog daardie nag. Het jy geweet, daar was 5 howe. Eers 2 is gehou deur sy medemense, die Jode, en toe deur 2 Romeinse keisers. Wel, na die tweede Romeinse keiser hom nie skuldig kon vind, nee, is hy toe terug na die eerste ene toe, Pilatus, wat op die ou in sy hande in onskuld gewas het. Dit is vir my wonderlik om te sien, hoe ons Vader met elkeen van hierdie boodskappe hier binne in 'n mens woel. Dis waarlik 'n tyd waar 'n mens weer gedwing word om in Jesus se skoene te klim en net weer so 'n kykie te kry waardeur hy moes gaan. Die tweede laaste Lydenssondag slaan 'n mens so bietjie voor die bors. Jesus is nou erg vermorsel, soveel so dat hy nie sy eie kruis kon dra nie. En Simon moes hom kom help het. Aan die een kant
is ek so bang vir hierdie boodskap, want die vraag pop my altyd op of ek bereid is om my eie kruis te dra. Hierdie gaan nie so maklike een wees nie, maar ek weet God gaan ons deur sy Heilige Gees help om ook deur hierdie een te leer. En laastens help Renate ons met Palmsondag. Dit help ons om ons feesklere vir Paasfees gereed te kry. Ek hoop jy sien net soos ek uit na hierdie reis. Daarom weer my gebed. Mag jy vandag en die hele lydenstyd gevul word. Mag jou dors geles word en jou honger gestil word. En mag jy God vandag op 'n spesiale manier hoor. Kom ons raak stil en dan stel ons onsself in vir die ontvangs van God se woord vir vandag. Ons Vader, baie dankie vir hierdie lydenstyd waar ons nou kan inwees, waar ons binne in Jesus se voetspore kan stap. Vader, ek vra dat U met die Gees in ons sal woel, dat U vir ons sal wys met selfondersoek, waar is daar goeters, spinnerakke, paras in die pyp, wat hulle woonplek kom maak het, en ons keer om te lewe binne U wil. Om die opgestaande Jesus uit te lewe in die lewe daar buite. Dankie Vader vir U reddingsplan. Dankie Jesus dat U bereid was om te kom sterf aan die kruis. Dankie dat ons nie hoef die las van ons sondes te dra nie. Ek vra Vader, vergewe die bedienaar van die woord en ons almal se sondes. Amen. Die Paasfees was nou voor die deur. Tydens hierdie fees het die Jode 'n lam geslag en ongesuurde brood geëet. Hulle het dan teruggedink aan hoe God hulle voorvaders daar uit Egipte bevry het. Ek wil ons moet net eers hier stil staan na die eerste vers. Ons gaan later die res van die gedeelte lees. Ek het gesê dat ons vandag hier in die bokamer saam met Jesus en sy disippels is. Maar voor ons daar uitkom, wil ek net gou eers die pas so bietjie mekeer en kyk, hoekom is hulle hier? Jy sien, hulle is hier omdat daar 'n instelling was, 'n jaarlikse fees, soos ingestel deur Moses, waar hulle teruggedink het aan wat daar in Egipte met die volk van God gebeur het. Die fees is die Pasgafees genoem. Nou Jesus en sy disippels is besig om die Pasga te vier. Nou kom ek vat julle net gou terug daar na Egipte toe, na wat daar gebeur het. Julle onthou tog, Josef is deur sy broers verkoop as slaaf, maar raak op die ou end onderkoning in Egipte. Hy het toe nou sy hele familie laat kom en hulle het lekker daar gebly, maar toe daar 'n nuwe farao aangestel is, het hy gesien hoe groot raak hierdie volk en hy het bang geraak en toe besluit hy, maar dan maak ek sommer van hulle 'n slawe. Daar het hulle verskriklik swaar gekry. Vir 'n paar 100 jaar was hulle slawe. Maar God het hulle nie vergeet nie. Hy het nie ongeroer gestaan nie. Hy het geweet van hulle pyn en lyding en daarom roep hy vir Moses om die volk te kom uitlei uit slawerny uit. Maar die farao was nie so geneem met die plan nie. En dit was eers bloed in die water, paddas, muskiete, pla van vliee, vrektes,
onder die fees sweere op die mense se vel, haalstorms, velde van sprinkane en selfs 3 nagte van load shedding, van sonsverduistering. En die farao wou net die bes gee nie. En toe kom die herfste, ons ken dit. Moses kom eers na die volk toe en hy berei hulle voor. Hy sê hulle moet elkeen 'n lam sonder gebrek gaan slag en dan moet hulle met 'n takkie die bloed aan die kosyne van die deure verf. Hulle moet die lam op die vuur braai en dan moet hulle alles opeet. En daarmee saam moet hulle genoeg ongesuurde brood maak om te kan eet. Die nag het die doodsengel deur die hele Egipte getrek. En oral waar daar nie bloed aan die kosyne was nie, was daar 'n eersteling dood. Van die koning se troonopvolger oudste seun tot die vrou wat die brood bak se oudste seun. Het jy geweet dat selfs die eerstelinge van die diere het ook gevrek? Het was in trane, in trauma het die Egiptenare toe vir die volk gesmeek om te gaan. Hulle kon dit net nie meer hou nie. En ons ken die storie verder van hoe God alles vir hulle gedoen het om hulle uit slawerny uit bevry te kry. Nou die Paskafees is ingestel om hierdie groot bevrydingsdaad van God aan sy volk elke jaar te herdenk. En dis presies wat Jesus en sy disippels nou in die bokamer kom doen het. Die lam word geslag en die bloed word aan die kosyne geverf om te onthou dat God is die almagtige God, wat betrokke is, wat lief is vir sy volk, dat hy 'n groot plan aan mekaar geslaan het om hulle te red uit die hand van slawerny. Jesus en sy manne vier die fees oor God wat lief is, wat betrokke is en planne maak om te red. Planne wat vinnig in plek val. En daarom dat ongesuurde brood was. Die opdrag wat Moses aan gegee het was ongesuurde brood, want daar was net nie tyd gewees vir die suurdeeg om te reis nie. Die redding van God was daardie nag dadelik daar. Dit was onmiddellik. Daar was nie tyd om te verspil nie. Hulle het soms te gestaan en eet. Verder moes hulle hierdie bitter kry ook eet om te onthou die sleg waardeur die volk moes gaan en waaraan hulle vasgevang is en waaruit hulle uitgered is. Nou die ortodokse Jode wat Jesus se koms na die aarde gemis het, vier nog steeds hierdie Paskafees. Nou Jesus was opgewonde oor die aand, om saam met sy disippels en sy vriende die fees te vier. Dit sou die laaste keer wees wat hulle sou saamkom. So kom ons sluit nou aan by Jesus en sy disippels. Teen sononder het die Paasmaaltyd begin. Jesus en al 12 apostels was daar. Hy sê toe vir hulle, "Ai, as julle net weet hoe ek uitgesien het na hierdie Paasmaaltyd saam met julle. Dis my laaste ete saam met julle voordat my swaar kry en lyding begin. Ja, ek sal verseker nie weer so fees vier voordat God se nuwe wêreld en al sy glorie hier is nie." Toe vat Jesus die beker met die wyn. Nadat hy vir God daarvoor dankie gesê het, sê hy, "Neem die wyn en deel dit onder julle almal uit. Weet julle, ek sal eers weer so saam met julle wyn drink, wanneer ons daardie nuwe hemelse wyn aan my Vader se tafel drink." Toe vat Jesus die brood, sê vir God daarvoor dankie, breek dit in stukke en gee dit vir sy disippels. "Vat dit en eet," sê hy. "Dit is my liggaam. Dink elke keer aan my as julle saam hierdie brood breek en eet. Onthou dan dat ek my lewe vir julle opgeoffer het."
Toe almal klaar geëet het, vat Jesus weer die beker wyn en sê, hierdie beker is die teken en die bewys dat God 'n splinter nuwe ooreenkoms met julle maak. My bloed, wat binnekort gaan vloei, sal al julle sondes wegwas. Dit sal maak dat julle in 'n nuwe verhouding met God staan. Jesus het gaan sit, sê die teks, saam met sy vriende. Soveel anders as daai keer wat hulle daar in Egipte die vinnige ete gehad het, waar hulle heel waarskynlik gestaan het, en omdat daar nie tyd was om te eet nie. Maar hier sê hulle dat Jesus het gaan sit, want daar was tyd. Want hulle wou terugdink aan wat daar gebeur het, toe God die volk bevry het. Want hier kom weer 'n bevrydingsplan. En Jesus is besig om dit nou aan te kondig. Hy is besig om nou vir hulle te verduidelik dat God se verlossingsplan is weer hier. Jesus was opgewonde om nog een keer saam met sy vriende deel te hê aan hierdie hoogtepunt van 'n fees in hulle kalender. Jesus het nooit dit onderskat nie. Hy het nooit hierdie feeste onderskat nie, want hy het geweet hoe belangrik dit is vir God dat sy kinders sal onthou en dat hulle geloof sal gebou word deur die feeste om terug te dink aan wat God al gedoen het in sy volk se lewe. Jesus was aan die ander kant weer opgewonde om sy disippels voor te berei vir sy lyding, hulle presies te verduidelik wat die volgende paar dae gaan gebeur en hulle solank te waarsku oor die storm wat op pad is. Ek dink Jesus het gehoop dat sy disippels hier die pad sal snap wat God beplan het, die reddingsplan wat in aksie begin kom. Maar ek dink Jesus was ook opgewonde die aand om die nagmaal in te stel. 'n hoogtepunt in ons lewens vandag nog. Jesus het in die tyd wat hy sy disippels geleer het, hulle mooi kom verduidelik hoekom hy hier op aarde is. Ja, jy moet verstaan dat die disippels het dit nog nie lekker verstaan nie. Hy het nog nie die hele prentjie gehad nie. Maar Jesus moes die aand begin om vir hulle te vertel. En hier in hierdie laaste feesmaal, saam met hulle, kom gee Jesus vir hulle voorskrifte, hoe om ten alle tye vir hom te onthou. En seker sonder dat die disippels dit snap, kom verander Jesus, hoor mooi, Pasga in Paasfees. Hier voor hulle oë is die grootste wonderwerk besig om te gebeur. Al besef hulle dit nie. Jesus was in die proses van God se wonderwerk om weer mense van slawerny vry te maak. Die mense voor Jesus se koms was in slawerny vasgevang. Jy sien, sonde steel vryheid. Wanneer ons sonde doen, dan kry ons 'n las wat ons moet dra. Sonde het gevolge, en dis die dood. En wanneer jy weet dat jy 'n sonde gedoen het, en as gevolg daarvan moet jou bloed vloei, dan sleep jy mos swaar. Dan word jou vryheid van jou weggeneem, en is jy onder nuwe bestuur. Presies, soos wat die Israeliete onder die beheer was van die Farao en sy soldate. Hulle kon niks doen. Hulle het geen vryheid gehad nie. Maar gelukkig het God 'n plan gehad, 'n reddingsplan, 'n bevrydingsplan. En hy roep mos toe vir Moses. Maar as ons weer teruggaan daar na daai laaste oorstoot van die plan, moes daar lammetjie vir elke gesin geoffer word. Sy bloed moes vloei, sodat die bloed aan die kosyne van die deure van die huise van die Israeliete geverf kan word, sodat die doodsengel verby kon stap, sodat hulle huis gered kon word, en die dood verbystap. Sien jy die ooreenkoms tussen Jesus se twee feeste,
Sien jy, Jesus is ook die lam van God. Jesus was die lam wat God gestuur het, om as te ware sy bloed te kom verf aan ons lewenshuise se kosyne, sodat die dood verbystap. Die bloed van Jesus vrywaar ons van die dood. Onthou, die sonde bring dood. Ons verdien die dood deur ons sondes. Dis ons pakkie wat ons moet dra. Ons is slawe van die dood, omdat ons sondig is. Maar Jesus se sterf aan die kruis en die opstanding, daarmee kom neem hy dit wat ons slawe maak, dit wat ons vasdruk, dit wat ons vryheid steel, hy kom neem dit weg, en ons verloor ons slawernyskap. Soos wat die Israeliete uit slawerny uitgered is, en opgedaag het in die land van melk en honing, net so word ons verlos van slawerny. Hy verlos ons van die straf van die sonde. Hy verlos ons van die dood, en daarom is ons ook nou op pad na die land van melk en honing, na die ewige lewe. Sonder dat die disippels die wonderwerk wat om hulle besig is om te gebeur besef, gee Jesus vir hulle 'n tool, 'n gebruik om weer en weer te kan gebruik om terug te gaan na Golgotha in die oop graf. Hy gee vir hulle 'n maaltyd, 'n feesmaal wat hulle enige tyd kan gebruik, ons ook, om op 'n manier weer te sien en te ervaar waardeur Jesus moes gaan, om ons vry te maak van slawerny, om ons vry te maak van die las, van die impak van ons sondes. Ek vermoed die disippels het nog nie 100% verstaan wat hier aangaan nie. Maar later sou hulle, toe die hele prentjie oopgebreek het, dit een vir een bymekaar gesit het. Kry so lank jou brood en jou wyn. Jesus het terwyl hy so gesit het, die ongesuurde brood geneem en dit geseën. Soos ons bid vir ons kos, sê Jesus vir God dankie vir wat op die tafel is. Toe breek Jesus die brood. En met die breek van die brood, het Jesus gewys wat gaan gebeur met hom die naweek. Wat gaan gebeur met sy liggaam. Dit wys die manier waarop Jesus se liggaam gebreek sou word, en dat Jesus se liggaam moes sterf. Dis 'n teken van die lyding wat Jesus moes verduur, sodat dit uiteindelik sy liggaam leweloos in die graf kon gaan lê. Sodat die geskrifte waar kon word, dat Christus moes ly, sy liggaam moes gebreek word, sodat hy daardeur vir ons sondes kon sterf. Sien die brood as 'n teken van Jesus se liggaam wat gebreek word as deel van God se plan om van ons slawerny te neem na vryheid. Toe neem Jesus die beker vol wyn, vol sap. Jesus sê, julle moet daaruit drink. En Jesus verduidelik dat hierdie wyn en hierdie sap verteenwoordig, wys na sy bloed, wat moes vloei sodat ons sondes vergewe kan word, sodat God se verlossingsplan in werking kon kom. Hierdie wyn verteenwoordig die nuwe kontrak, die nuwe plan, die nuwe verbond wat God nou met elkeen van ons gesluit het. In die Ou Testament is bloed altyd gebruik om nuwe kontrakte en nuwe verbonde te seël. En dis presies wat Jesus se bloed kom doen. Daar is 'n nuwe ooreenkoms gesluit. Die ou ene is nou verby, en daar is 'n heel nuwe kontrak wat gesluit is tussen ons en God, en dit word verseël met bloed, soos wat dit in die Ou Testament, die kontrakte met bloed wat moes vloei, verseël word. Jesus se bloed moes vloei, ter betaling van ons sondes. Maar hierdie een werk nou anders as in die Ou Testament. Jesus se bloed wat gevloei het, was oorgenoeg. Omdat hy die perfekte offerlam is dit nie nodig dat daar weer een moet wees nie. Ek wil graag nou vir jou
'n tydjie gee om die brood te neem en terug te dink aan wat Jesus vir jou gedoen het, daar aan die kruis. Dink ook, wanneer jy die wyn of die sap drink, terug aan Jesus se bloed, wat gevloei het vir jou lewe, waar hy as die perfekte lam doodgemaak moes word, sodat jy vry kan wees en werklik kan lewe. Vader, ons dank U nou vir dit wat hier op die tafel is. Dankie dat ons kan brood eet en terugdink aan Jesus se liggaam wat gebreek is vir ons. Dankie vir die wyn en die sap wat ons weer neem na die kruis waar die bloed gevloei het ter betaling van ons sondes. Vader, ek vra dat U die Gees in elkeen van ons sal werk. Amen. Die Paschafees het die Jode teruggeneem na die groot dag, toe God hulle uit honderde jare se verslawing gered het. Dit was 'n fees waar hulle net weer die erg wat daar moes wat die volk moes deurgaan, daai bitterkrye wat hulle moes proe, hulle net daardeur moes gaan nie, maar hulle kon ook deur die ongesuurde brood wat hulle geëet het onthou, maar ons moet vinnig maak, want God se verlossing is hier. In die fees kon hulle weer die liefde van God vir sy volk ervaar. Hulle is oorval met vreugde vir God, wat hulle op 'n wonderbaarlike manier kom red het. En dis presies wat ons ook hier met die nagmaal kom doen. Ons ervaar deur die gebruik van die nagmaal nie net Jesus se sterwe aan die kruis, wat met sy liggaam gebeur het, die bloed wat gevloei het nie, maar ons dink weer terug aan God se reddingsplan. Dit bring ons terug by die almagtige God. Ons daag weer op by die liefdevolle God en ons Vader. Dan word ons oorval van dankbaarheid en wil ons daar buite in die wêreld 'n lewe gaan leef wat binne die wil van hierdie wonderlike God is. Maar nie meer nog. Die dankbaarheid oorval my omdat die almagtige, groote, liefdevolle God my so hoog ag dat ek bevoorreg is om deel te mag hê aan God en Jesus se verlossingsplan.
besef jy hoeveel waarde jy het, dat God jou uitgekies het om sy kind te wees. Daarom kan ons mos nie anders as om hierdie week 'n anderse lewe te gaan leef. 'n Lewe as kinders van God wat deel het aan 'n wonderwerk, aan 'n wonderlike wonderwerk, 'n verlossingsplan wat God deur Jesus kom uitvoer het. Mag jy hierdie week dit gaan uitleef en die nagmaal, die vryheid van ons gaan uitleef en 'n verskil gaan maak in almal met wie jy in aanraking kom. Mag die genade van God, die liefde van Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis en die nabyheid van die Gees ons hierdie week so dring dat ons nie anders kan as om as kind van God binne sy wil te gaan leef nie. Amen. Here I surrender, lay down every way. Remember your love has broken all my chains. What you have finished cannot be undone. The